Die Here Jesus gee vir die gehoor met wie hy gepraat het daar op die berg. En ook vir my en vir jou wat vandag die voorreg het om die Bybel te kan lees, raad. Hy help ons om te verstaan wat dit beteken om ware geluk te hê hier op aarde, hier tussen mense. En een van die dinge wat hy as 'n baie belangrike faktor noem tot ware geluk, is dat iemand 'n vredemaker sal wees. Maar kom ons lees dit uit Matteus 5 vers 1 en 2 en dan ook vers 9. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom. Hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dis baie interessant dat hierdie aspek van menswees, die begeerte, die ingesteldheid om vrede te maak, iemand bekend kan laat staan as 'n kind van God. Dit lyk asof dit 'n tipiese eienskap moet wees van elke mens wat 'n volgeling is van Jesus Christus. As jy 'n kind van die Here is, dan moet jy 'n vredemaker wees. En dit is 'n geweldige, belangrike ding in die dag waarin ons leef. Mense leef nie werklik in vrede nie. Baie min mense, baie min huise is huise waar vrede heers. Selfs baie kerkgemeenskappe het nie noodwendig altyd vrede nie. En hierdie eienskap van vrede en om in vrede met jou medemens te leef, is nogal ook interessant 'n aspek van sout wees. Ons lees dit in Markus 9 vers 50 waar die Here Jesus sê: Julle moet werklik sout wees. En hoe? En in vrede met mekaar lewe. Dit lyk asof 'n Christen 'n sout mens moet wees wat kan vrede maak. Dit is baie moeilik en ek wil werklik ook op jou beroep doen om te probeer eerder vrede maak. Ons praat baie keer onsself uit vrede in moeilikheid in. En agterna is ons dikwels spyt oor wat ons gesê het. As ons dit net bietjie anders gedoen het, het ons dalk vrede bewerkstellig. Jakobus praat hieroor in Jakobus 3 vers 17 tot 18. Hy sê, wysheid wat van bo, wat van God afkom, is sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend. En om dit te beskryf, gaan hy verder, hy sê, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. En dan in vers 18, hierdie wysheid, hierdie besondere eienskap van wysheid, bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Dit is die elemente wat ons kan gebruik tot eer van die Here. Kom ons onthou dit en ons stel ons daarvoor in. Geseënde dag vir jou.